Daar's 'n geskenk in God se woord wat ek vanoggend vir jou wil oopmaak en vir jou wil wys. Die van julle wat julle Bybel saamgebring het, blaai saam met my na 1 Korintiërs 13. En ek weet is dalk vir julle 'n oue vers. Ek weet is dalk vir julle 'n vers wat so belangrik is vir jou. Maar ek gaan hierdie vers vanoggend, in hierdie gedeelte vanoggend, gaan ek vir jou 'n bietjie oopbreek en vir jou 'n bietjie vertel wat staan werklik daar binne. So as jy jou Bybel het, ons gaan lees van 1 Korintiërs 13 af, vanaf vers 4. Ek wil met julle iets deel van my kleintyd. In my kleintyd was daar nie selfone of apps om deur die Bybel te gaan nie, né? Jy het hierdie geruis gehoor van Bybelblaaie wat blaai. Né? En dankie tog, julle het dit nog. Dis awesome om die woord van die Here so te hoor in die kerk. Kom ons lees saam in 1 Korintiërs 13 vanaf vers 4. Ek lees vir julle. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie. Is nie opgeblaase nie. Handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitterd nie. Reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles en verdra alles. Tot sover. Nou, vir my as 'n Bybelstudent om te verstaan wat in hierdie gedeelte is en in wat in hierdie gedeelte die Here vir my wil wys, moet ek gaan kyk na die konteks van wat hier geskryf is en hoekom dit so geskryf is. So, ons het 'n goue reël gehad op college. Jy lees 'n paar hoofstukke terug en jy lees 'n paar hoofstukke verder. Want jy moet kan verstaan die konteks van hoekom dit hier gesit is. So, in hoofstuk 10 is daar 'n opskrif wat sê, bly weg van valse afgodediens. Hoofstuk 11, handel oor aanbidding. Hoofstuk 12, praat oor die gawes van die Gees. Hoofstuk 13, hoofsaaklik is oor die liefde. Hoofstuk 14, handel oor profeseë, dat jy die gemeente met jou profesie wat jy ontvang het bou, nie afbreek nie. En hoofstuk 15 gaan oor Jesus leef. Nou hier's 'n goue draad wat deur al die hoofstukke loop. Die middelpunt van al hierdie hoofstukke is hoofstuk 13 wat praat oor die liefde. Dit hou alles bymekaar. Die Here het in baie mense se harte gewerk en hulle het verskeie vertalings gaan skryf. En ek wil graag vir julle uit een van my Bybels dieselfde hoofstuk lees, maar dit is geskryf in vandag se Afrikaans. So, hou vas jou safety belt. Die liefde is geduldig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde blaas nie sy eie beul nie. En is vol van homself nie. Dit tree nie onwaardig op nie. Dit stel nie sy eie belang voorop nie. Is nie kort van draad nie. Hou nie boek van die kwaad nie. Wat jy aangedoen het, hulle hou nie boek van dit nie. Vers 6. Dit treur oor die onreg wat plaasvind en juig as die waarheid seëvier. Die liefde bly stil oor ander se foute. Bly steeds en dit bly steeds vertrou. Dit hou aan met hoop. Dit verduur alles. Tot sover.
So liefde vir ons as Christenmens is 'n groot geskenk. Liefde is vir ons so 'n groot moontlike voordeel en dit is onvernietigbaar. Want liefde is God. Ons ken die gedeelte wat sê in 1 Johannes 4 vers 8. Hy wat nie die liefde het nie, het God nie geken nie. Want, gemeente, God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons kan lewe. 1 Johannes 2 vers 2. En hy is versoen, en hy is 'n versoening vir ons sondes. En nie alleen vir ons nie, maar ook vir die hele wêreld. God weet alles. God het vir jou hierdie geheim van liefde ontbloot deur sy seun. Ons ken die gedeelte wat sê in Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het om homself vir my oor te gee. God bly in my. Nou, as ek praat oor die liefde, en God is liefde, soos ons gelees het, en ek leef nie meer nie, maar God wat liefde is, lewe in my, dan kan ek mos net van liefde oorloop. Is dit waar? Dit maak sin. Nou hier is die geheim. Die gedeelte van liefde, God is liefde, ek leef nie meer nie, maar God lewe in my. Dan staan daai vers geskryf as volg. Ek is lankmoedig en vriendelik. Ek is nie jaloers nie. Ek praat nie groot nie. Ek handel nie onwelvoeglik nie. Ek soek nie my eie belang nie. Daar's 'n man wat by die dokter kom. 'n Hond wat hondstolheid het hom gebyt. Met ander woorde, hy siek. Voordat die dokter toe nou kans kry om by hom te kom, is hy besig om 'n lysie te maak. En hy skryf op hierdie lysie, die dokter vind hom besig om dit te doen. En die dokter sê vir hom, maar meneer, jy gaan nie doodgaan nie, want ons gaan hierdie siekte vir jou behandel. En die man bly skryf. Hy sê, meneer, jy hoef nie jou testament nou te doen nie, want ons gaan jou help. Ons gaan vir jou medikasie gee. Hy sê, nee dokter, ek maak 'n lys van al die mense wat ek wil byt. Hy kan nie sê dat ek word nie verbitterd nie, want hy is daar. Hoor julle? Hy wil mense terugkry. Is God se liefde vir hom beskikbaar? Ja. Het hy dit aangeneem? Nee. Onthou julle daai gedeelte, en ek dink ons pragtige Suid-Afrikaanse AGS mense ken hom. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Niks kan my skei van sy liefde, verdrukking, vervolging of swart, ken julle dit nie? Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, geen dood of lewe sal ons skei. Julle ken daai. Nou, hierdie man is geskei van God se liefde. Hoekom? Want hy het dit gekies. Omdat hy dit gekies het, kan hy nie hierdie gedeelte sê van ek word nie verbitterd nie. Daar is 'n kans vir hom ook om te draai.
Ons gaan aan. Ek reken die kwaad nie iemand toe nie. Ek hou nie boek van al die goed wat hulle verkeerd doen nie, want ek is liefde. Efesiërs 4 vanaf vers 32 sê die woord die volgende. En hierdie is 'n opdrag. Maar wees vriendelik. Is dit moeilik? Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Onthou leer die gedeelte in Matteus 6 waar die Here ons leer bid. En hy sê, en vergewe ons skulde, soos ons skuldenaars ook vergewe. Julle ken dit? En dan sê hulle die volgende, hier in my hart, as ek my mense, wat teen my seer gemaak het, moet vergewe. En ek vra die Here om my te vergewe as ek 'n fout gemaak het. Maar as hy my vergewe, soos wat ek ander mense vergewe, is jy dan totaal vergewe? Is die vraag. Is daar iets wat jy terughou? Nee, daai gedeelte kan ek nie vir jou gee nie. Ek kan jou nie vergewe van daai dag en daai datum en daai tyd nie. En God draai om en sê, ek kan jou vergewe, maar net 70%. Want jy hou terug. Is daar nie 'n les vir ons wat ons daar moet leer nie? God wil jou vergewe vir alles. Hy het inteendeel klaar, want die bloed van Jesus het klaar ons deel gebring. Maar as jy nog terughou en jy vergewe nie van jou kant af nie, dan is daar iets wat jy moet regmaak voor die Here. Ek is nie bly oor die ongeregtigheid, maar ek is saam met jou bly oor die waarheid. Ek bedek alles. Ek glo alles. Ek hoop alles. Ek verdra alles. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. En die ou dinge het verbygegaan. En dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, want ons het hom self met ons versoen deur Jesus Christus. En ons het sy bediening en sy versoening wat hy vir ons gegee het, naamlik dat God in Christus hierdie wêreld homself versoen het deur hulle misdade nie toe te reken nie. Sien jy die liefde van die Here? En die woord versoening aan ons toevertrou. Ons tree dan op as 'n gesant om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid om Christus wil, laat julle met God versoen. Want hy, hoofletter, God is aan die woord, het hom, Jesus hoofletter, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Nou, met hierdie woord is hier 'n PG rating. OK. Julle verstaan PG rating, jong mense. Dis al goed wat jy kyk wat mamma nie sê jy mag kyk. OK. Hier's 'n PG rating met hierdie woord. Ek is lief vir die Here. Ek is lief vir die Here soos wat ek vir jou nie kan verduidelik nie. My werk is om God te aanbid met alles wat ek het. Dis wie ek is. As gevolg van dit was daar baie kritiek in my lewe. Want hoekom doen jy nie dit nie? Hoekom doen jy nie dat nie? Mense het my probeer voorsê, maar my fokus was hier. My fokus is Jesus.
Ek het my seuns geleer, as ek in die kerk kan stap en ek is besig om in die rigting te gaan van aanbidding en lofprysing van Jesus my verlosser, sien ek hierdie in my gedagtes. Ek sien wat hy vir my gedoen het. Nou hierdie is 'n rowwe prentjie. Dis 'n prentjie. Ons was nie daar meer as 2000 jaar terug nie. Ons kan uit die woord uit leer, die woord kan vir ons wys, die woord kan vir ons bevestig, maar God se gees kan dit in ons wakker maak, wat Jesus werklik vir ons kom doen het op aarde. Die Heilige Gees kan dit in ons hart tot stand bring, wat se guns en liefde hy vir ons kom wys het. Dan kan ek nie anders as om die Here te aanbid in sy volheid en in sy grootheid nie. Ek kan nie anders om laag voor hom neer te buig en die Here te gee alles wat ek het nie. Ek kan nie anders nie. Ek kan nie anders om te sien die bloed wat vir my geloop het, tot my verlossing, tot vergifnis van my sondes. Ek kan nie anders nie. Die tweede prentjie asseblief, Wian. Die dag toe Jesus, toe nou sy laaste asem uitgeblaas. Hy het gesterf vir my. Hy het gekom deur sy liefde vir my. Is dit nie die grootste geskenk nie? Is dit nie die grootste geskenk van hartlike, onverdiende, onbeskryflike, oneindige liefde nie? Is dit nie? Toe hy sy laaste asem uitblaas. En hy sê dit is verby. Het dit nie net by sy dood gebly nie. Jesus het opgestaan. Omdat hy opgestaan het, kan ek hom hier ervaar deur sy gees wat hy in ons ingesit het. Om te sê dit, Here, ek ervaar die gees, ek aanvaar dit, kom woon hier binne in my hart. En ek het dit met die voorsangers en die musiekkante gedeel, toe ek hier inloop vanoggend. Toe is die Here se teenwoordigheid klaar hier. My broer en suster, jy is God se geskenk vir die wêreld daar buite. Jy het 'n verantwoordelikheid om dit te wees daar buite. Jy het 'n verantwoordelikheid om vir 'n oomblik te gaan sit en sê, ek is geduldig. Ek reken die kwaad nie toe nie. Ek bedek alles. Ek glo alles, ek hoop alles. Ek's nie opgeblaas nie. Want jy wys Jesus daar buite. Dis ons job, dis ons werk. Gaan vir my weer terug na nommer 1 toe asseblief, my broer. Maar as ek Jesus daar sien, en ek sien hoe Jesus vir my gelei het, hoekom is daar enigiets wat keer dat jy hom kan aanbid? Want nou hoef niks te wees nie. Want jy kan dit vir hom gee. Jy kan jou las vir hom gee. Hy is die een wat jou kan optel. Hy is die een wat vir jou sê, kom my kind. Hy is die een wat vir jou sê, kom skuil binne in die rots. Hy is die een wat vir jou sê, ek gaan jou op 'n fondament sit. Ek gaan jou maak staan. Jy dink dalk, jy is vernederd, maar nee, jy is nie. Ek sal jou optel. Nou met hierdie prentjie in gedagte. Papa, ou boet, vader van jou huisgesin. Jesus het vir jou die weg gebaan dat jy priester en koning van jou huis kan wees. Kom ons bid saam. Sluit die hoofde.
Here, hierdie is 'n oomblik wat ek baie gedink het oor in hierdie week in voorbereiding tot hier. Here, hierdie is 'n oomblik waar ons absoluut eerlik voor U kan staan. Here, hierdie is 'n oomblik wat deur die Gees voorberei is in ons harte. Papa, as jy dalk voel, jy het gefaal. As jy dalk voel, jy is nie goed genoeg nie. As jy dalk voel, jy bepaal nie die tempo nie. As jy dalk voel, ek reken die kwaad toe, maar nie soos wat die woord dit sê nie. As jy dalk voel, ek is nie op die plek waar Jesus my wil hê nie. Is daar vir jou hoop? Ek kan vir jou hoop bring. Dit staan bekend as die liefde van Jesus. Hierdie geskenk wat jy nooit in jou hele lewe vir jou lewenstyd ooit op kan gebruik nie. Jesus se liefde is so groot. Daar's plek vir jou. Daar is plek vir jou. As jy so voel in jou hart, dan is daar 'n keuse wat voor jou lê. En hierdie keuse is: Here, ek gee oor. Vader, ek gee oor. Kom vat hierdie bekommernis uit my hart uit. Ek gee oor. Dis al wat jy hoef te bid. Bedoel dit opreg uit jou hart uit en die Here sal jou hoor. En die Here sal jou sien. Ek gee oor. Dankie Here dat ek hierdie woord kon bring. Dankie Here dat U dit op hierdie manier op my hart gelê het. Dankie Vader dat ons op hierdie manier so kon saam wees. Dankie Here dat U Gees so gestuur het dat ons so saam kan wees. Dankie Here dat ons U naam kan aanbid. Dankie Vader dat daar 'n oomblik is in ons lewens dat ons na U toe kan kom, Here, net soos wat ons is. Dankie Here. Terwyl ons hoofde so gebuig is, as daar 'n pappa is wat saam met my 'n verklaring wil doen, dat Jesus die koning, die heerser en die weg is van my lewe. Jy as pappa, sal jy saam met my staan? As dit jou keuse is, staan saam met my. My boeties, hier waar jy staan vanmôre. Waar die hart van vol is, loop die mond van. Ek ken dit. So ek gaan 'n verklaring vir jou gee. En jy gaan dit met jou mond bely, dat almal dit rondom jou hoor. Is jy reg vir dit? Ek gaan begin. Here, ek verklaar vandag. Ek kan niks sonder U doen nie. Vader, U is die een wat dit vir my moontlik maak deur Jesus se bloed om Vader te sê. Jesus, dankie vir U offer. Ek sal dit nie verniet verklaar nie. Heilige Gees, lei my, leer my,
wys my die rigting vir my familie, vir my kinders, die mense rondom my en die belangrikste van hierdie, ek in Jesus se naam. Amen. Dankie my broers. Kan jy sit plek neem? Hierdie is 'n heilige oomblik. My boetie, jy het met jou mond verklaar, Jesus is jou koning. Wat gaan jy dan vrees? As hy aan jou kant is, wie kan teen ons wees? Terwyl julle so sit, ek wil graag vir julle 'n seënbede doen. Dan is ons diens vanoggend klaar. Kom ons sit net so, ons buig die hoofde, dan bid ek vir ons saam. Ek seën jou met die bloed van die lam. Ek seën jou met die gees van God wat in ons werk. Ek seën jou met die liefde aan die kruis bewys. Ek bid dat dit vir jou 'n werklikheid sal word. Dat dit jy in jou hart sal ervaar en dat dit jou hele lewe sal oorneem. Ek sien jou as jy hier uitry. Ek sien jou hande werk. Ek sien die woord van jou lippe, dat dit op grondgebied sal val, wat jy help voorberei het vir God om 'n wonderwerk te doen. Ek seën jou vir wat jy gaan doen hierdie week, tot eer en uitbreiding van God se koninkryk. En ons gemeente sê, amen. Die Here seën julle, baie dankie.